NASA se Artemis 2 missie is goed op dreef om teen 6 Februarie vanaf die Kennedy Ruimtesentrum in Florida maan toe gelanseer te word. Die bevelvoerder van die missie is Reed Wiseman, die vlieënier Victor Glover en missiespesialis Christina Koch en die Kanadese missiespesialis Jeremy Hansen. Vir meer inligting sluit ons aan by Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika by die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. Waarom is hierdie missie so geskiedkundig? Dit is 'n absolute wonderlike missie wat ek baie bly is en meeste ruimtewetenskaplikes is baie opgewonde oor hierdie Artemis 2 missie. So om klein bietjie geskiedenis te gee, bietjie meer as so 3 jaar terug, min of meer einde 2022 is die Artemis 1 missie gelanseer en dit was amper soos 'n proefloopie vir die mense wat nou om die maan gaan vlieg. So dit was 'n onbemande missie en nou 3 jaar later sit ons nou met in die bevoordeelde posisie dat ons nou weer mense maan toe kan stuur en as ek praat nou van ons is 'n mensdom en hierdie is dan nou die 4 mense wat gelanseer gaan word met NASA se ruimtetuig, die Orion ruimtetuig en hulle gaan dan nou so 10 dae missie na die maan toe neem. Dit gaan so 3 dae vat om daar uit te kom, 3 dae om terug te kom en hulle gaan 'n paar dae om die aarde wentel om hulle self reg te kry en dit sal die eerste keer wees in 50 jaar wat die mens bo wat ons noem 'n high orbit of 'n hoë wentelbaan van die aarde gaan wees op pad maan toe. 'n Vraag wat baie gevra word deur luisteraars en so, is waarom het dit ons so lank geneem om weer so 'n missie aan te pak? Ja, dis 'n baie belangrike vraag en mense moet dit ook in konteks stel en dit is uitstekend. So wat om maklik daai vraag te antwoord is om te sê dat dit is in die 60s en 70s was dit baie belangrik vir Amerika om maan toe te gaan. Dit was 'n punt wat hulle wou bewys. Dit was deel van die koue oorlogstrategie ensovoorts. En dit is amper soos om te sê dat as 'n mens nou Everest uitgeklim het, is dit nie so maklik om net volgende week gou weer Everest uit te klim of 'n jaar daarna gou weer Everest uit te klim nie. Dit is 'n geweldige groot missie, 'n projek om mense op die maan te sit. So nadat hulle dit bewys het hulle dit bewys en dit was nie nodig om dit nou weer te doen nie. En maar dit het nou al hoe belangriker geword met dat Mars 'n groot prioriteit geword het vir die mensdom om die maan in 'n basies 'n maanbasis te gaan bou op die maan as 'n voetspringpunt vir 'n missie na Mars. Goed, so dit word gesien as 'n baie belangrike vertrekpunt vir wat nog wag. Absoluut. Terug by die Artemis missie. Waarom spesifiek hierdie naam? So ja, die naam is 'n baie spesiale naam. So in Griekse mitologie is Artemis die tweeling sussie van Apollo. En die Apollo-program was die naam van die eerste maanmissies in die 60s en die 70s. So nou is dit amper so die tweeling sussie daarvan is Artemis en ek dink is baie mooi wanneer mense nou die Griekse mitologie ook dan nou hierby insit. En ek dink ook as ek reg onthou, Artemis is die godin van die maan. So 'n mooi manier om dit te verbind, hierdie missies Absoluut. met mekaar. Ja. Wat is die uiteindelike doelwit? Wat gaan dit vir die mensdom beteken wanneer daar werklik geslaag word hierin? So Artemis 2 se groot doel is om te bewys dat al die tegnologie wel werk, lewensondersteuningssisteme, navigasie ensovoorts werk om mense suksesvol te lanseer, hulle in 'n wentelbaan na die maan toe te stuur en terug te bring met elke liewe fase A, B en C tot by Z suksesvol af te handel. Hierdie is eintlik maar nou weer 'n voorskou of 'n voorsmaakie vir Artemis 3, wat in 'n paar jaar sal lanseer na die suksesvolle lansering van Artemis 2. En Artemis 3 beplan om mense weer op die maan te sit. En dan is daar Artemis 4, 5 en 6 wat ook beplan word om dan hierdie basis te bou op die maan. Wat eintlik maar die internasionale ruimtestasie gaan vervang
van NASA. So NASA het die afgelope 20 jaar geweldig baie begroting in die internasionale ruimtestasie ingestoot. Hy is eintlik maar aan die einde van sy leeftyd en die ruimtestasie was 'n toetsbed vir baie van die tegnologie wat nou in Artemis gebruik word. So dit beteken dat soos die ruimtestasie nou tot sy einde gaan daar baie meer begroting belê word in 'n maanbasis wat dan gebruik sal word om nog meer tegnologie te toets in mikrogravitasie en oorlewing op 'n ander planeet of 'n maan as dit ware, wat ons natuurlik baie gaan leer sodat dit kan reggekry word op Mars. Kan jy vir ons 'n bietjie uitbrei oor daardie maanbasis wat daarna toe gewerk word? Ja, so die maanbasis is op hierdie stadium 'n pypdroom, maar die internasionale ruimtestasie was 80 jaar terug ook 'n pypdroom gewees en nou is hy al aan die einde van sy leeftyd. So 'n basis op die maan is spesifiek, of die idee van 'n basis op die maan spesifiek daar om al hierdie tegnologie te toets. Ons wil kyk spesifiek na bestraling. Omdat die maan buitekant die aarde se magneetveld is en die maan nie sy eie magneetveld het nie. Is ruimtevaarders regtig oorgelê aan die bestraling van die son. So mense sal 'n basis moet bou en allerlei tegnologie toets om te kyk om die ruimtevaarders te beskerm teen die bestraling. Nie net op pad maan toe nie, maar wel as hulle vir langtye op die maan sou wees. En daar's baie planne vir so 'n maanbasis. Dit is snaaks genoeg, meeste van die maanbasisse wat ons in wetenskapsfiksiefilms gesien het, is min of meer die planne wat beraam word. Daar kan basisse onder die maan se oppervlak gebou word om beskerming te gee vir bestraling, of dit kan bo op die maan se oppervlak ook gebou word, maar dan moet die materiale beskermend wees. En so vinnig toerisme? Ja, astrotourisme is 'n groot ding. Daar het baie onlangs, ek dink gister of eergister, was dit internasionale nuus gewees waar hulle besig is om deposito's te neem, privaat maatskappye is besig om deposito's te neem en ek dink is omtrent 500,000 Amerikaanse dollar per nag wat hulle bereid is om, dan as jy dit sal betaal, dan kan hulle jou huisves op die maan. Maar natuurlik is daar klomp termes en voorwaardes geld. Ek neem aan dis 'n bietjie 'n langer vakansie as net gou-gou naweek maand toe. Ja, dit sal definitief, mense sal meer as 2 weke verlof sal moet neem. Ai, dis mense se Vrydagplanne gewees. Dankie, dit is Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing by die Noordwes Universiteit.